Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons gaan voort met ons studies in die boeke van Filippense en Kolossense. En vandag gaan ons kyk vir Paulus wat gesê het, as hy lewe is dit goed, maar as hy te sterwe is dit 'n wins vir hom. Lewe of dood, maak nie saak wat na ons kant toe kom nie, sal ons so lewe en so sterwe, dat Christus se naam altyd verheerlik word. Vandag, saam met my in die ateljee om hierdie studie weer eens te doen, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, dis goed om jou weer terug in die ateljee te hê. Kan jy glo, ons is by studie nommer 3 in die reeks in die boeke van Filippense en Kolossense. Ja nee, dit is ons hardloop so vinnig nou al in hierdie nuwe jaar dat een van die dae is dit weer Desember. Wel, as ons net elke dag doen wat ons moet doen, dan is ons nou weer by Desember. Maar voor ons met vandag se studie begin, kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons weer in die teenwoordigheid kan wees en waar ons weer eens die woord gaan open. Bid ons Vader dat U vir ons wysheid en insig uit die woord uit sal gee. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou kom ons blaai na Filippense en ons is by Filippense hoofstuk 1 en daar lees ons vers 21 saam. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dis 'n interessante vers, nee, mense het nou al baie interessante weergawes gegee van wat hulle eintlik dink hierdie vers beteken. Maar as ons mooi kyk, dit verwys eintlik terug na Galasiërs. Net gou seker maak Galasiërs 2 vers 20 waar Paulus sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek dink dan verstaan mense hierdie vers 'n bietjie beter. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar onthou weer eens, as ons teruggaan na hierdie boeke toe, dan kyk ons onthou, hy was in die tronk gewees terwyl hy geskryf het. En ons weet dat sy uitslag of sy, kom ons sê sy komende dood is redelik baie naby. Nou hier skryf hy sê, want vir my is die lewe Christus. Met ander woorde, ek lewe nie meer vir myself nie, maar ek lewe vir Christus. En dan sê hy, en om te sterwe is wins. So hy vrees nie die dood nie. Hy vrees glad nie die dood nie. En dan die ander ding is, baie mense sê altyd vir ons, en baie keer sê ons dit ook, daar's 'n sekere paar goed in die lewe wat ons moet doen. Jy weet, jy moet belasting betaal en jy moet sterwe. En ons dink so aan die dood as deel van die lewe. Maar dit maak nie sin nie. Dit was nooit veronderstel om daar te wees nie. Dit was nie 'n natuurlike deel van die alledaagse lewe nie. Ja. Die Here het ons nie gemaak om te sterf nie. Dis as gevolg van sonde dat dit ingetree het. Ja. Met ander woorde, die dood is nie deel van die lewe nie, dit is eintlik heeltemal die teenoorgestelde van Dis die eintlik lewe. as 'n mooi daaraan dink, is die dood die mees onnatuurlikste ding wat eintlik plaasvind, nee. Ja. Omdat dit nie in die Here se oorspronklike plan vir sy mense was nie. Om te sterf nie, ja. So kom ons kyk, en dan sien ons bietjie, ons gaan nou 'n paar verse terug, en ons lees, ons het in ons vorige studies het ons gegaan tot by vers 18, so ons stel dit nou op in vers 19 en 20. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe, of deur die dood is. En hier kry ons die situasie van Paulus af, wat sê, dit maak nie saak of jy lewe en of jy sterwe nie. Die getuienis vir die Here moet daar wees. Moet daar steeds wees, in jou lewe en in jou sterwe. Nou, ons moet net een ding gou hier agter mekaar kry en sê, Paulus sê nie vir ons hier, en hy sê nie hy wil
sterwe vir Christus nie. Maar hy sê, omdat hy die dood in die gesig staar, dat dit nie vir hom sal saak maak nie. En baie van ons sê altyd, maar ek sal sterwe vir hierdie saak. Maar dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here verwag van ons dat ons sal lewe vir hierdie saak van hom. Om dit in ons lewe, maar ook so wanneer ons dan by die negatiewe gedeelte uitkom. En soos Paulus wat dan onder, kom ons sê, martelaarskap en dan vals beskuldigings sy lewe tot 'n einde sal kom. So moet Christus ook verheug word, selfs daarin. Dis eintlik 'n verskriklike besonderse deel wat Paulus hier skryf vir ons. Elkeen van ons het tog maar op 'n manier 'n vrees vir die dood. Ja. Want dit is iets wat niemand vir jou kan vertel wat gaan gebeur nie of hoe dit gaan gebeur nie. En Paulus bring eintlik 'n vreeslike mooi berusting in die feit maar dat as jy aan die Here behoort, as jy jou lewe gelei gelei het aan die Here en hom gevolg het jou hele lewe deur, is jou dood nie 'n verlies nie. Dit is nog 'n geleentheid waarmee die getuienis waarmee jy geleef het kan aanhou om vir die mense wat agterbly, wanneer hulle aan jou dink hulle aan iemand wat vasgestaan het in Christus. Ja. Dis 'n uitdaging vir elkeen van ons om so lewe te leef. Ja, en ons weet Paulus is eintlik een van die mense wat eintlik weet waarvan hy praat, want hy het al deur soveel wedervarings gegaan, en ek wil dit net vinnig, net weer vir ons uitlig, dat as ons gedink het, ons het swaar gekry, in ons lewens. Kom ons kyk net vinnig, 2 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 23 tot 27, so hoef nie al die verse te lees nie. Hy sê daar, ek nog meer in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na, soos 39 houe. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op diep water deurgebring. Dikwels op reis in gevare in riviere, en gevare van rowers, en gevare van my volk, en gevare van die heidene, en gevare van die stad, en gevare van die woestyn, en gevare op die see, en gevare onder valse broeders. In arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, en koue en naaktheid. Nou ek moet sê, as al hierdie dinge oor ons pad kom, en die een kom na die ander een, so asof het sonder ophou wees, dan weet ek ook nie of ek ook nie graag Filippense 1 vers 21 wil sê, vir my sal die dood ook 'n genade wees en 'n wins wees nie. Maar hy het dit hier gestel van, dit maak nie saak of ek lewe vir Christus nie, en of ek sterwe vir hom nie, want dit sal 'n wins wees. Want ek weet, as ek sterwe, word ek nie net van die omstandighede af weggevat nie. Dis nie waarvoor Paulus hier vra nie, maar waarvoor hy sê is, die volgende oomblik, as hy sy oë oopmaak nadat hy gesterf het, gaan hy sy verlosser sien. En hy gaan met sy verlosser wees. So dit sal vir hom dan 'n wins wees in daardie sin. Absoluut. Nou vir die wederkoms van die Here, wanneer hy al sy kinders uit die grafte uit sal uitroep, is vir ons 'n vreugdedag om na te kyk. Ja. En ons weet Paulus skryf hierdie dinge vir sy kerke, vir hierdie kerke, omdat hy hulle gesien het as hy's hulle vader, hy's hulle vaderfiguur. Hy's die een wat hulle tot, kom ons sê nou maar, die waarheid gelei het, tot by Christus gelei het, en hulle nuwe openbaringe gegee het uit die skrif volgens wat die ou Israeliete dit nie gesien het nie, en selfs die heidene nie. So hy beskou dit en hy skryf hulle in daardie lig, deur vir hulle te sê, hoorie, vir my sal dit werklik waar 'n wins wees. Ek dink die vraag wat ek en jy vir ons elkeen vandag moet vra, is, as ons kyk na daardie lys van afskuwelikhede wat Paulus moes ervaar het. Ek wil die een wat in my kop uitgestaan het, is 'n dag en 'n nag in die oop see. En die tweede ene is gevaar van my eie mense af. Sy eie mense was op 'n punt waar hulle vir hom wou gestenig het. En dit was sy eie mense wat hom aan die gereg oorgegee het op die einde van die dag. As ons kyk na al hierdie goed wat hy deurgegaan het vir die werk van die Here, is dit belangrik vir my as 'n individu om die vraag te vra, sal ek bly staan as dit my lot is in die roeping wat die Here vir my
uitgesit het. Ja. Want ek en jy het 'n roeping soos wat Paulus se roeping het. Daar is vir ons 'n werk uitgesit om die evangelie van die Here te verkondig. Ja. Ongeag dit wat struikelblokke wat in ons pad geplaas word, sal ek en jy kan bly staan deur daardie vals beskuldigings, deur die feit dat dit dalk jou eie mense is wat op die einde van die dag teen jou staan. Jy weet, dit is 'n baie belangrike vraag om te vra. Ja. Ek wil daarna weer kyk na daai vers wat daar vir ons geskryf is in vers 21 en dit sê, want vir my, hy praat nie hier namens iemand anders, hy sê vir my is die lewe Christus. Met ander woorde, my hele lewe gaan om Christus. Dit gaan om hom te verhoog, om hom te verkondig, dat sy naam geëer word. En as ons nou kyk na die dinge wat ons gelees het in 2 Korintiërs, dan sien ons maar, hy dit, ek wil nie sê met 'n glimlag gevat nie, soos die Engelsman sal sê met 'n smile nie, maar hy het dit gevat met die wete dat dit beter is, want Christus word verheerlik. En dan vers 22 sê hy daar, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Sure. Met ander woorde, hier kom hy, en ons kan sê, dit is nie dat hy hier hoop om tot sterwe te kom nie, maar hy sê hier, ek weet dit is aankom, hy kan nou die tekens lees, hy hoor al hoe die een verhoor na die ander ene gebeur het, en hy sê maar, as ek dan moet lewe, dan sal dit nog vrugbare arbeid wees. Maar weer eens, selfs die lewe wat Paulus gehad het, soos in ons vorige studies gesien het, daar waar hy nou geleef het, waar hy in die tronk was, het hy 'n geleentheid gehad om aan mense te getuig, wat hy nog nooit van tevore kon getuig het nie. Bly positief in die omstandighede waarin jy is, want jy weet nooit of die Here is wat jou in daai omstandighede geplaas het, om sy naam te verhoog en groot te maak nie. Absoluut. So, kom ons gaan na vers 23 en 24 toe. Want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verweg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Nou hier bring hy weer die twee kontraste te mekaar. Vir my, ek het 'n verlange om te gaan rus, om met Christus te wees. Ek is moeg, ek is 'n, soos jy sê, warrior, hy's 'n soldaat vir Christus. Hy's 'n kryger vir die Here en hy's gedaan. Kom ons Ja. praat nou so skoon Afrikaans hier. Hierdie man is gedaan. Hy sit in die tronk. Hy is oormoeg. Dit was 'n baie harde tyd wat hy deur is. Die dood sal vir hom 'n wins wees op hierdie stadium. Maar dis te pragtig dat hy sê, vir my om te bly lewe is vir julle voordeliger, want dan kan die Here my nog langer gebruik. Ja. Om vir julle iets te beteken en julle geloof te versterk. Met ander woorde, hier kan ons weer sy onselfsugtigheid sien en ons sien dat hy's bereid om nog te ly om die evangelie na ander toe te kan bring en dat hulle versterk kan word. Nou die ander ding wat ons net hier het met kruis is net besef dat Paulus nie hier gepraat het van, as ek nou te sterwe kom, gaan ek nou dadelik by Christus weet nie. Hy het geweet, hy gaan in die graf rus, want onthou hy het 1 Korintiërs 15 ook geskryf. Ja. En hy het gesê, met daardie dag, en Tessalonisense, met daardie dag, as die basuin gaan klink, en Christus ons uit die grafte uit sal opwek. Maar hy het geweet, dit is 'n oogwink, sal dit wees in die graf. So met ander woorde, hy sê daar, en ek is baie bly wat jy uitgebring het in vers 24, maar om in die fees te bly, is nodiger om julle ontwil. Baie keer raak ons moedeloos, van omstandighede soos wat Paulus deurgegaan het, dalk nie so erg vir ons nie, maar ander omstandighede, en dan wil ons net moed opgee en sê, ek het nou nie meer lus vir hierdie nie, ek het nie nodig om deur al hierdie moeilikheid en drama te gaan nie, ek het my verlosser, maar ons besef dalk nooit die feit dat ons daar gestel is, om ander na Christus toe te lei nie, of dit vir my positief sal uitwerk in my lewe, en of dit negatief sal uitwerk. Nou, dit is 'n moeilike ding om te aanvaar, nê? Absoluut. Om daarna te kyk. En dan kyk ons daar in vers 27. Waar is ons nou? Ja, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is,
ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. Nou hier is nou 'n ander situasie. Wanneer dit goed gaan, dan werk ons almal goed saam. Maar wanneer dit nie so goed gaan nie, dan begin ons mekaar eerder ewe skielik beskuldig van dit is jou skuld en dit is jou skuld omdat ons in hierdie situasie is en dat dinge nou nie meer so goed gaan nie. En nadat hy 'n bietjie verder met hulle dan vers 25 en 26 gepraat het, sê hy daar vir hulle: alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. Met ander woorde, julle moet julle nog steeds goed gedra. Maak nie saak wat met my gebeur op die einde van die dag nie. Moenie die mense sleg sê wat ook al my lot sal wees nie, maar gedra julle volgens die evangelie. Of ek kom en julle sien dan wel en of ek afwesig is. Kan ek vra, is dit nie asof hy hulle probeer fokus nie? Ja. Dit is so asof hy wil sê, luister, so julle is tyd dat julle moet begin fokus op dit wat van belang is. Moenie fokus op die dinge wat vir julle pla op hierdie aarde nie. Want dit is mooi dat hy vir hulle sê, of ek nou by julle is, of ek dalk nou uit die tronk uit gaan ontslaan, of nie gaan ontslaan word nie, of ek by julle is, of ek afwesig is, dit is nie wat saak maak nie. Wat se omstandighede julle self ook al vind, dit is nie wat saak maak nie. Julle fokus moet wees op die werk wat die Here vir julle gegee het. Julle moet vas staan in een gees, een siel en saamstry vir die geloof in hierdie evangelie. Julle fokus moet wees op die evangelie. En ek dink as ons vandag baie eerlik wil wees, die oomblik as dit begin wanordelik raak in jou kerk. En jy weet veral wanneer jy op 'n punt kom en jy sien maar hier's al 'n dwarstrekkery. Kan jy maar weet die fokus het verskuif. Die fokus is nie meer op die evangelie nie, daarom is die eenheid nie meer daar nie. Ja. Onmiddellik. So dalk is dit 'n vraag wat ons aan die begin van hierdie jaar baie vinnig vir onsself moet vra. Is my fokus nog op die evangelie of is dit op allerhande ander, ek wil nou so graag die woord nonsens gebruik, maar miskien moet ek nou nie dit hardop gebruik nie. Is dit op allerhande ander goed wat my aandag aftrek van die werk van die werk van die Here af en daarom raak ek besig met my verstand om ander goed oor en oor in my verstand te speel in plaas daarvan ek in eenheid kan saamstaan dat ons kan werk vir die evangelie. Ja, en as ons nou wil weet van hoe die eenheid moet werk tussen ons, waar Paulus nou vir hulle hier skryf. Kom ons gaan lees in Johannes hoofstuk 17. En die hele hoofstuk 17 vertel vir ons dat Christus het vir sy disippels gebid. En hy het vir hulle gebid dat hulle een mag wees soos Christus en die Vader een is. En dan tel ons dit op daar in vers 17 wat sê: heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Met ander woorde, in daai selfde manier soos wat Christus was, bid hy dat ons so moet wees, maar dat ons ook so eensgesind moet wees. Nou, ons kan nie heilig in die waarheid wees, soos Christus heilig was in die waarheid, toe hy op aarde was. As ons nie eensgesind met mekaar is nie. Absoluut. Christus het ook op 'n ander keer gesê, hoe kan 'n huis teen homself verdeel wees, want daardie huis sal val. Met ander woorde, dan moet 'n eensgesindheid 'n doel wees. Dit beteken, en ons praat altyd daaroor, eenheid beteken nie altyd, almal moet dieselfde goed op dieselfde manier doen, dieselfde manier sing, dieselfde manier dink nie. Maar ons moet dieselfde doel voor oë hê. Somstyds mag ons verskil in ons manier hoe ons die ding gaan aanpak, maar solank die einddoel dieselfde is, maak dit nie eintlik saak nie, want ons het dieselfde doel voor oë. En dit is wat Christus hier vir sy disippels bid, en wat Paulus ook sê, onthou, julle moet eensgesindheid wees. Ons het Afrikaanse spreekwoord wat sê, eendrag maak mag. Maar as daar tweedrag is, dan is daar net verdeeldheid in die kamp. En daarom wil ons Paulus se woorde vir elkeen van julle vra en sê in hierdie nuwe jaar, maak seker, daar's altyd, waar daar mense is daar moeilikheid. Is daar moeilikheid. Waar daar mense is daar altyd twee gedagtes. Kan ek sê verdeeldheid.
Maar kom ons probeer om hier in die nuwe jaar so vooruit te gaan en seker te maak dat ons nie verdeeld sal wees nie, maar dat ons eensgesind sal staan. Dat ek nie altyd my wil sal wil hê nie, maar sê wat is die groter wil daaroor en word Christus bevorder, soos wat Paulus hiervan gepraat het. Absoluut. Daar's twee goed wat Paulus die mense mee vermaan in hierdie gedeelte. Dis nou eers Filippense 1 vers 27 en dan hy loop so oor in 28, want nou het hy vir hulle gesê, julle moet oppas dat julle eenheid nie verdeel word nie. En dan die tweede gedeeltjie dan sê hy, en laat julle in geen opsig afskrik deur teestanders nie. Vir soveel soos wat eenheid ons kan saambind, kan ons in eenheid staan en nog steeds skrik vir diegene wat dan van buitekant ons teestaan. En dit is wat Paulus wil sê, luister, ek het nou vir julle 'n voorbeeld gestel van hoe ek selfs in die tronk hierdie vreeslike dinge kan deurgaan en ek kan staande bly. Ek laat nie dat teestanders my afskrik nie. Ek bly staande vir die werk van die Here, want kan ek net gou weer terugkom, wat is ons fokus? Die fokus is om die evangelie te versprei. Waarin moet jy staande bly? In die roeping om die evangelie te versprei. So moenie dit verkeerd verstaan nie. Jy moet elke keer daai stukkie agteraan las. Waarin moet ek staande bly? Waarin moet ek eenheid hê in die verkondiging van die evangelie? Ja, met ander woorde, soos jy sê en soos wat hier gesê het en ons ervaar dit baie dat elke keer is daar's baie teenstand van binne, van buite, teenstand van oral, maar hy sê hier wees verenig. Eerstens moet ons verenig met Christus om een met hom te wees. En die tweede ding, hoe ons eintlik wys hoe ons verenig is met Christus, is om verenig te wees met sy kinders en met sy opdrag en doel. En dan, ja, gaan daar moeilikhede kom. Ek wonder as ons moet lees en sê, kom in die bediening in. Ons nou hier in die bediening in, hier is jou salarispakket, hier is dit, hier is dat, hier is alles mooi goed, jy gaan soveel gemeentes bedien, en dan word daar so 'n aanhaling gemaak uit Korintiërs uit, wat sê, maar onthou, jy gaan in die gevangenis gewerp word, maar onthou, mense gaan jou vervolg, jy gaan soveel geslaan word, jy gaan soveel geslaan word. Skipbreek ly. Sal ons dan nog steeds bereid wees om aan te gaan met daardie roeping waarin God elkeen van ons geroep het? En tot ons nie daardeur gaan nie, sal ons nie besef wat die antwoord is nie, maar ek hoop ons vertrou op die Here deur te sê, Here, al gaan ek deur moeilikhede, en elkeen van ons gaan deur moeilikhede elke dag, en nou waar ons tans is ons in die moeilikheid. Nie een van ons het nie 'n uitdaging vandag, soos hier waar ons is nie. Almal het 'n uitdaging, en almal se probleme is dalk uniek, maar is nie uniek dat ek die enigste een is wat 'n probleem het. Dis reg. En ons moet hier seker maak dat ons eensgesind kan wees in Christus. Wees eerstens eensgesind in jou lewe en hoe jy lewe vir Christus. En tweedens, wees eensgesind dat as dit so sleg gaan, soos wat Paulus die dood in die gesig moet gestaar het, moet ons nog steeds sê, dit sal 'n wins wees om saam met Christus te wees. Dit sal 'n wins wees selfs om te sterwe vir Christus, want dan het ek my lewe afgeëindig om vir hom te werk en ek sal vir die ewigheid saam met hom wees. Absoluut. So, om te lewe of om te sterwe, maak nie saak nie. Solank ons dit in Christus doen, sal dit 'n wins wees vir ons almal. Amen. Renée, nog enigiets wat jy wil bysit, indien nie, kan jy vir ons afsluit met 'n gebed. Ek wil net vir u daaraan herinner. Elkeen op hierdie aarde het 'n baie swaar pakkie wat hy dra of wat sy dra. Elkeen van ons het 'n uitdaging. Maar wanneer ons dit saam met die Here dra, dan raak dit nie te swaar nie en dan word ons aandag nie afgetrek van die werk wat die Here vir ons uitgesit het nie. Mag hierdie jaar weer eens vir u wys dat u roeping in die Here is 'n waarheid en dat die Here vir u sal vat en vir u sal wys waar hy vir u wil gebruik. Kom ons bid saam. Here, ek weet dat ons altyd so maklik sê ek sal sterf vir my Here, maar Here, u het gevra dat ons moet leef vir u, nie dat ons moet sterf vir u nie. Daarom Here, soos wat ons hierdie pragtige woorde van Paulus deurgewerk het, herinner ons daaraan dat al waar die wêreld hoe swaar, al is al hoeveel teestanders, al
is daar soms 'n tyd wat eenheid nie rondom ons bestaan nie. Breek asseblief nie ons fokus nie en dit moet wees op U Here en op die werk en die roeping wat U vir ons uitgesit het. Herinner ons daaraan Here dat U die pad ken en dat U die pad baan en dat die saad wat ons saai, die oes sal bring wat aan U behoort. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen.